Goeiemôre vriende, dis vandag donderdag die 9de April 2026. Kom ons raak sommer net so vir 'n wyle stil voor die Here. Dankie Here dat ons weet U leef en dat U by ons is. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Vriende, ja, ons begin inderdaad vandag by 2 Timoteus, die tweede brief van Timoteus wat Paulus skrywe. Hy skrywe uit die gevangenis aan Timoteus. Hy is baie lief vir Timoteus, vriende, en hy sê hy help hom ook daarom, hom sê hy moet besop vir die afvalligheid wat op daardie stadium daar rond is. So nou kom skryf hy die volgende. Ek hoor mooi skryf het. Hy skryf van Paulus, 'n apostel van Christus Jesus, deur die wil van God gestuur om die belofte te verkondig van die lewe in Christus Jesus. Dit is 'n amazing vers hierdie vriende. Ons lees sommer so vandag oor hom net. Van Paulus, 'n apostel van Christus. So Paulus kom sê, Timoteus moenie enigsins twyfel hê nie. Ek is 'n apostel van Christus deur die wil van God. So ek is nie sommer hier uit my eie uit nie. Ek is deur die wil van God hier. So wanneer ek met jou praat, moet jy weet ek is 'n apostel van Christus op grond van die wil van God, né? Gestuur sê hy. Gestuur deur God, so volgens die wil van God en gestuur om die belofte te verkondig van die lewe in Christus. Hoe moet ons lewe in Christus en wat is die belofte as ons lewe in Christus? En die belofte van die lewe in Christus is die ewige lewe. Nee, dit is waar, dit is wonderlik. En dan sê hy, dis pragtig, so ek moet so 'n bietjie stil staan by daai eerste versie. Ons lees letterlik by hom verby, maar daar staan baie goed daarin, vriende. En dan sê hy aan Timoteus, en nou hoor hoe spreek 'n man, amazing, hy is baie lief vir hom. Hy sê, aan Timoteus, my geliefde seun. Is dit mooi nie? Dink amper aan daai ding waar God van Jesus sê, dit is my geliefde seun in wie ek welbehae het. Genade, barmhartigheid en vrede van God, die Vader en Christus Jesus ons Here. Dit is amazing wanneer hy hierdie brief ook so skryf. En dan sê hy, ek dank God wat ek net soos my voorouers met 'n skoon gewete dien, wanneer ek onophoudelik dag en nag in my gebede aan jou dink. Weer eens, vriende, 'n gedeelte wat ons baie vinnig oorlees, hoor wat sê hy. Ek dank God wat ek net soos my voorouers met 'n skoon gewete dien, wanneer ek onophoudelik dag en nag in my gebede. Ek dank God wat ek net soos my skoonouers met 'n skoon gewete doen. So Paulus se ouers het God met 'n skoon gewete gedien. Beteken hulle het dat die wil van God opgetree. Dit sal nou interessant wees, word nou nie vir ons beskryf nie, maar Paulus wat nou 'n Christen geword het en of waar sy ouers op die spektrum gewees, hulle ook later ouers geword, was hulle al dood, en so ek het nie daai navorsing gedoen nie. Dit sal nogal interessant wees om daarna te kyk, En dan sê hy, en hy sê, en ek dink dag en nag aan jou. Timoteus, my geliefde seun, ek dink dag en nag aan jou. En wie is ek as Paulus? Ek is Paulus, die apostel van Christus, deur die wil van God, gestuur na heidene nasies toe, om die belofte van Christus te verkondig van die lewe in Christus Jesus, Ek, kom sê, jy is my geliefde seun, en ek dink dag en nag aan my gebede aan jou. That's amazing as jy so iemand het, wat die hele tyd dink, is amper soos ons oumas en oupas, ons paas en maas, wat sê, my kind, ek dink aan jou. Ek weet vir 'n feit, vriende, my ma het elke liewe dag vir my gebid, as sy gelewe het. Ek het eers na skool, was ek AMI toe gewees, en ek weet, my ma 2 keer 'n dag het sy vir my gebid, my pa ook. Dit is amazing as iemand vir jou sê, ek bid vir jou, moet nooit dit geringskat nie, moenie sommer dat dit net by jou een oor in en die ander oor uitgaan, dit is 'n ontsettende groot ding, as iemand vir jou sê, ek bid en jy bid vir jou, en Paulus kom sê, dag en nag bid ek aan jy, bid ek vir jou. Ek onthou jou afskeidstrane en wil jou baie graag weer sien. So Timoteus was ook baie lief vir Paulus gewees, baie mooi verhouding tussen hulle twee gewees. Dit sal vir my 'n groot vreugde sê Paulus om hom weer te sien. En dan kom ons hoor wat sê Paulus van Timoteus. Ek dink ook aan jou opregte geloof. Dieselfde geloof wat al in jou ouma Louise en jou ma Eunice was. En wat daarvan is ek oortuig ook in jou. Vriende, is dit nie 'n ontsettende mooi getuienis? Paulus wat sit in die gevangenis, wat vir Paulus sê, wat vir Timoteus sê, ek dink aan jou. Hoekom dink hy aan hom? Hy dink nie aan hom aan 'n klomp op pragtige ander eienskappe nie. Hy dink aan hom oor sy geloof. Sal dit nie amazing wees as iemand vir jou kom sê, weet jy, ek dink aan jou met jou opregte geloof, omdat jy glo in Jesus Christus, jou persoonlike verlosser en saligmaker. Dis hoekom ek aan jou dink. Dieselfde geloof, wat interessant is, wat hy sê, wat al by jou ouma was,
by jou ma en by jou ouma was, né? En julle weet vriende, baie keer dan is ons oumas en ons ma's die mense met hierdie geloofsouers wat voor ons stap, hierdie duidelike roete. Ek sê altyd die mans, ons moet ons verantwoordelikheid as 'n geestelike leier opvat, maar nou nie in die ou sin van die woord, daai tipe nonsens nie, né? Geestelike leiers soos wat Jesus dit was, om voete te was, om sag te wees en om op so 'n manier is jy 'n leier, né? Maar sy ouma en sy ma ook, wat daarvan oortuig is, en kom sê Paulus, daai geloof is ek oortuig, Timoteus, is ook in jou. Amazing ding wat Paulus vir Timoteus kom sê, né? Om hierdie rede herinner ek jou daaraan dat jy die genadegawe wat God jou gegee het, toe ek jou die hande opgelê het soos 'n vuur weer moet aanblaas. Hierdie genadegawe is om vir Jesus Christus te gaan verkondig as die Christus daar in daardie omgewing. Die Gees wat God ons gegee het, maak ons immers nie lafhartig nie, maar vul ons met krag en liefde en selfbeheersing. Kom ons staan net gou 'n klein bietjie net hier by stil. Vriende, dit gaan nie net oor die algemeen natuurlik hierso nie, nê. Oor vul ons met krag en liefde en selfbeheersing. Dit gaan daaroor vers 8 waar hy sê jy moenie skaam wees om die boodskap van die Here te verkondig nie. En moet jou ook nie skaam vir my wat om sy ontwil in die gevangenis is nie. Inteendeel, draai jou deel van die ontberings van die evangelie met die krag wat God jou gee. So hy kom sê hierso, die Gees wat God ons gegee het, maak ons immers nie lafhartig nie. Nie lafhartig nie in watter sin? Om die boodskap van God te verkondig nie, né? Maak ons nie lafhartig nie in watter sin? Om ons te vul met krag wanneer ons met mense oor Jesus Christus moet gaan praat. Vriende, in die tyd wat ek en jy leef, raak dit al hoe meer belangrik dat ek en jy oor Jesus Christus praat. Daar in die werksplek, onder ons moslimpelle, onder ons hindoepelle, onder wie ook al, dat ons praat oor Jesus Christus. Hierdie Paasnaweek was 'n ongelooflike tyd wat julle kon praat daaroor. Wat julle vir die mense kon sê, dat julle nou in hierdie week wat kom vir hulle kom sê, weet jy, ek wil net vir julle sê, wat het gebeur? Jy getuig, jy breek nie hom af nie. Gaan nie daar nie, breek nooit iemand anders af nie. Jy gaan getuig oor wat het hierdie Paasfees vir jou beteken. Moenie skaam wees daar nie. Moslems vier Eid, Ramadan en al daai goed, vertel vir ons. Wat vertel julle vir die mense daar in julle werk van die fees wat verby is oor Jesus Christus? In die aard van die saak praat ek nou nie met mense wat net die naweek is 'n lekker afnaweek en 'n lekker party naweek is. Jy het my gehoor wat ek en my praat en neem ek aan as mense wat regtig diep en innig lief is vir Jesus en ook hierdie naweek met die nodige respek en agting hanteer het, né? So, Paulus kom sê vir hierdie Timoteus, die Gees van God wat ons gegee het, maak ons immers nie lafhartig nie. So laat ons nie weg dak en daai om Jesus Christus te verkondig nie. Maak ons nie hulle lafhartig nie. Hy maak ons braaf. Hy vul ons met krag en liefde. Nee, so jy doen altyd kom sê jy draai die woord van Jesus oor in liefde. Nie in 'n top-down approach nie in 'n afbreekende manier nie, glad nie, in liefde en met selfbeheersing. So jy raak nie kwaad wanneer jy met iemand praat oor die goed as hy met jou verskil nie, né? Jy raak nie kwaad nie, dis altyd 'n sagtheid by jou, altyd 'n liefde by jou, altyd 'n selfbeheersing vir jou. Net interessant natuurlik, die selfbeheersing en die liefde, né, is natuurlik albei vrugte van die Gees. Galasiërs 5 vers 22, né. So Paulus kom sê hierso, hoor hierso Timoteus, ek herinner jou aan jou genadegawe wat God jou gegee het, toe ek jou die hande opgelê het, soos 'n vuur weer in jou moet aanblaas. Ek hoop hierdie vuur kom weer in jou aan. En hierdie vuur wat in jou moet wees, is dat die Gees van God jou nie lafhartig gemaak het nie, het jou braaf gemaak onder die mense, gaan vertel vir hulle van Jesus Christus. Doen dit met krag, met liefde en met selfbeheersing. Jy moenie skaam wees om die boodskap van die Here te verkondig. Kom sê Paulus vir hom en kom sê Paulus ook vir jou en vir my hierso na hierdie Paastyd, né? My vyf sê. Mag julle God se liefde ervaar, sy genade en sy teenwoordigheid. Amen.